Ons praat oor berge en ons praat oor oop hemele. Partykeer as mens praat oor 'n oop hemel, wat almal wil graag 'n oop hemel hê. Dis nou waar jy direkte toegang het met die Here en die Here direk met jou praat en jy ervaar net die Here soos nêrens anders nie. Almal wil dit hê. Maar ons is besig om met mekaar te praat oor hoe kom ek op plekke waar daar 'n oop hemel is en dis nie altyd so lekker nie, jong. Want vandag se berg is die berg Moria en die skrif is in Genesis 22 vers 14. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Asemrowende uitspraak. Twee goed, hy sê die Here sal voorsien, en die tweede ding is, hy sê, op die berg van die Here sal dit voorsien word. So, Moria is die berg van die Here. Op Moria is daar 'n geheime deur na oop hemel in. Nou is die kwessie van waaroor gaan dit? Genesis 22 is 'n baie moeilike hoofstuk. Baie moeilik. Ek weet nie altyd hoekom is Genesis 22 in die Bybel nie. Dis die storie van Abraham en Abraham word 'n vriend van God genoem. Hy het 'n verhouding met die Here wat niemand van sy tyd het nie. Hy is die vader van geloof. En die Here sê vir hom in vers 2, neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, gaan na die land Moria, offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal wys. Vat jou kind, hy's 15 jaar oud, gaan maak hom dood, sny sy keel af, sny hom in stukke, steek hom aan die brand. Wat as dit jy was en wat as dit jou kind was? Imagine Abraham bied vanaand hierdie program aan en Abraham vra vir jou, vertel my bietjie waardeur gaan jy? En ons vertel hom, nee, jy sal nie glo waardeur ek moet gaan nie. En die goed wat met my gebeur wat ek nie verstaan nie. En hoekom los die Here my partykeer alleen, of dit voel ten minste so. En hoekom ek dien die Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? Here, ek verstaan nie, ek is dan u kind. Ons vra sulke vrae, ne? Dan dink ons, niemand moet gaan waar ek gaan nie, en Abraham sê vir jou, maar jy weet nie, dis Abraham nie, en hy sê vir jou, ag, weet jy wat, dis regtig nie so erg nie, hy sê, wat, wie's jy, wat weet jy, en hy sê, my naam is Abraham. Niemand het nog ooit op die plek gekom waar Abraham gekom het, waar die Here dit van jou vra nie. Dis die ultimate. Daar's niks meer as dit nie, dis die ultimate. Hy sit sy kind se lewe op die spel, ek dink hy sit sy huwelik op die spel, wat dink jy, hy sou na Sarah toe gegaan en vir hom gesê het wat hy gaan doen? Ek dink nie so nie. En as hy teruggekom en dit gedoen het, dink jy sy vrou sou by hom gebly het, en dink jy, iets sou van sy eie lewe oorgebly het, en hy vra van, waar is die beloftes van die Here? Hoor jy mense vra, waar is die beloftes van die Here in my lewe? Hoekom sien ek nie die beloftes van die Here realiseer nie? So, ons kan met baie van hierdie goed identifiseer, né? So, miskien moet ons nou 'n bietjie tyd gebruik en praat 'n bietjie met mekaar oor jou belewenis hiervan. Jou ervarings hiervan, hoe jy gevoel het, waardeur jy gegaan het en nie verstaan het nie, gaan jy dalk deur iets wat jy nie verstaan nie, share dit 'n bietjie. Wil jy dalk met die groepie praat oor, waardeur gaan jy nou en jy verstaan niks daarvan nie, of jy voel die Here het jou gelos, of jy voel jy dien die Here en jy gaan hierdeur. Praat 'n bietjie met mekaar daaroor, kom ons sit ons harte 'n bietjie op die tafel. En dan aan die einde van die storie, jy ken die storie, jy kan self ook gaan lees in Genesis 22, dan voorsien die Here 'n ram en hy offer die ram. En as die ram klaar geoffer is, sê Abraham hierdie woorde, hy sê, Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Maar klink dit nou nie vir jou vreemd nie, want hy praat van toekomstige tyd, nou die Here sal voorsien. Maar die ram is klaar geoffer, so dink jy nie, hy moes gesê het, die Here het voorsien nie. Sou dit nie ingepas het daar nie. Die ram is klaar geoffer, Isak is gespaar, en hy moes die plek genoem het, die Here het voorsien, maar hy sê, die plek se naam is die Here sal voorsien. So met wie praat hy? Hy praat nie van homself nie, want die Here het klaar vir hom voorsien. So met wie praat hy? Hy praat met jou. En Abraham sê vir jou, want onthou, al wat Abraham gehad het, is hy het vasgehou aan die Here. Dis al wat hy gehad het. Hy het net vasgehou aan die Here. Hy het geen sin daarvan gemaak nie. Hy word iets gevra wat teen alles indrys, wat hom 'n pa maak en 'n mens maak. En God vra vir hom iets wat God self nog nooit vir enigiemand gevra het nie, want kinderoffers was heidene, die heidene het dit gedoen, die duiwels het dit gedoen.
En nou moet hy iets doen wat teen alles en al wat hy gedoen het, hy het vasgehou aan die Here. Sy geloof en sy vertroue en sy liefde vir die Here was so groot dat hy gesê het, wel Here, U sal hier vir my 'n pad maak. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat U gaan doen nie. Ek maak geen sin hiervan nie, maar ek hou net vas aan U. Ek hou net vas aan U. Ek hou net vas aan die hele pad wat hy Moria te loop, dink ek dis al wat hy gesê het. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie, ek weet nie so ek dit gaan doen nie, ek hou net vas aan U. En as Abraham sê hierdie plek se naam is die Here sal voorsien, dan sê hy vir jou, waardeur jy ook al gaan, hoe moeilik dit ook al is om te verstaan, al gaan jy deur goed wat jy voel, daar's geen manier hoe dit sin kan maak nie. Dit voel nie eens vir jou, dis die Here wat dit gesê het nie. As jy op daai pad is, en as jy in daai situasie is, sê Abraham vir jou, wil ek net vir jou sê, as jy aanhou vashou against all odds, en as jy aanhou die Here vertrou ten spyte van en ongeag, dan is jy eintlik besig om 'n berg te klim, en as jy bo kom, gaan jy uitvind, wanneer dit regtig op die push kom, die Here sal vir jou voorsien. Nie kan voorsien nie, wil voorsien nie. Hy sê, as jy aan die Here bly vashou, dan sal jy uiteindelik op 'n punt kom waar die Here vir jou sal voorsien. Die Here sal. Hy sal vir jou deurkom. As jy aanhou vashou, nie twyfel nie, nie moedeloos word nie, al lyk dit hoe, alles het wat, sal die Here voorsien. En is vir my baie mooi as hy sê, op die berg van die Here sal dit voorsien word. So, dan vind jy eintlik weer uit, dis maar soos laasweek ook, dan vind jy eintlik uit, hierdie ding waar die is, was 'n berg wat jy geklim het, en hy noem dit die berg van die Here. Amazing. Want die Here wil jou op 'n plek hê waar jy self beleef, hy vat regtig verantwoordelikheid vir jou. Hy sal dit uitwerk. Bespreek dit 'n bietjie, praat 'n bietjie met mekaar daaroor en sê vir mekaar dan, hoe dink jy nou oor goed waardeur jy gaan, waardeur jy moet gegaan het. Praat 'n bietjie ook met mekaar oor hierdie Moria oomblikke wat jy al gehad het, waar jy uitgevind het die Here het vir jou voorsien. Share daai getuienisse 'n bietjie met mekaar. Waar het jy gekom waar jy gevoel het jy gaan dit nooit maak nie en toe het die Here vir jou voorsien. Toe het die Here vir jou deurgedra. En gebruik dan daai getuienisse om mekaar vanaand te bemoedig in die Here.